Lekker om julle almal hier te sien en julle klompie jong mense hier, goeiemôre aan julle ook. Kom ons probeer weer, goeiemôre julle. Kom ons probeer nog een slag harder, goeiemôre. Daar het ons nou dit, baie welkom spesiaal aan julle. En ek hoop julle gaan lekker saam met my kuier vanmôre, gaan julle? Maar as julle gesigte so lyk, dan weet ek nou wraggies nie. Of ons lekker gaan saam kuier nie. Goed, baie welkom julle. Al die volwassenes ook, dis 'n kinderdiens, as julle hier voor op die mat wil kom sit, is julle ook welkom. Ek sal julle ophelp na die tyd, as dit dan so moeilik gaan wees. Goed, baie welkom aan almal. Enige besoekers by ons vanoggend, neem maar die vrymoedigheid om die hand op te steek. Daar, van waar is julle? Bellville of Melville? Bellville, deur ver. Baie welkom hier vanmôre, ver gery hiernatoe. En ons bly julle is lekker kuier, gaan lekker saam met ons kuier vanoggend. Ja, en dan my skoondogter is hier vanoggend. Ek sê vir haar ook welkom, sy besoeker. En nog ander besoekers daai kant op die galery. Niemand nie. Raido. Goed. Dat ek gaan net 'n paar afkondig. Ek gaan vanoggend hier bly staan. Sien ons het die kamera so 'n bietjie geskuif dat ons die hele diens kan afneem. Is hier iemand wat 'n huweliksherdenking vier hierdie week van vandag tot Saterdag? Huweliks Arie en Alta. Hoeveel jare? 10. Goed, baie geluk. En mag het vir julle wonderlike, die volgende 10 en 20 somme baie, hier is vir julle sweetie, ek gaan gou vir julle sweetie bring. Raido. Daar sê, geniet hom. Nog iemand 'n huweliksherdenking? Waar is Roshan? Is hy daar bo? Ek het verlede Sondag hom gemis. Hy en sy vrou was 23 jaar getrouwd. Roshan, waar is jy? Is jy daar? Daar is hy. Ek gaan vir jou vra om gou hiernatoe te kom, dan kom haal jy vir jou en jou vrou 'n chocolate. Dit was my fout gewees. Ek gaan hom maar by die deur kry. Ines, kan ek vir jou sommer gou vra? Vra bitter om verskoning. Julle moet daar bo partykeer meer van my waai. Dink hulle was 23 jaar getroud, hy en sy vrou. Baie geluk ook. Jeuggroepe, na die tyd in die klasse, CMR benodig nie bederfbare goed. En ja, dan vanoggend is daar nie 'n blaadjie by die deure nie. Ek gaan die kinderdiens se blaadjie wat so lyk, sal ek vanaand vir julle op die jeuggroepe plaas. So dis eintlik maar die hele beskrywing van dit wat ons vandag met mekaar gaan deel. Ja, en as daar nog iemand is, as die Here dit op jou hart druk om vir Peer te help by die rekenaar, dan doen julle dit asseblief. Hy voel baie eensaam daar. En dan voorbidding het hy daar, as ek miskien net kan die laaste een beklemtoon, Sanna Simon, sy suster Sila, is oorlede, is al weet sy het met kanker geworstel. Sy was die laaste paar weke, maande, 2-3 maande, was sy by haar suster in Bultfontein. En so sy is oorlede, vir haar voorbidding daar. Ja, volgende naweek gaan ek net so bietjie rus. So, Dominee Diff Elers van die Breinpark gemeente sal die diens waarneem volgende Sondag. En ja, kom geniet 'n koppie koffie dan saam met ons. En dan die pampoenkompetisie, daar is nog pitte beskikbaar by die kerkkantoor. So as jy nog nie hele pampoene geplant het nie, en as jy dalk nog wil hê, onthou dis die pampoenkompetisie. Die grootste pampoen gaan 'n prys wen en daai prys sal oorhandig word volgende jaar op die Kerkbazaar. En ek dink die Kerkbazaar, as ek reg het, sal die 9de Mei wees volgende jaar as ons datums gaan uitwerk. So kom kry maar dit ook vir jou. Dan die verjaarsdag, die 28ste, vandag teens Botha, is hy hier? Nee, iemand sê nee, hy is nie hier nie. Goed, dan is hy nie hier nie. En Tanya Maree, is hy hier? Raai dan maandag Hannes Stapelberg, Quentin Finley die 30ste. Dan Teni ook. Woensdag, dan weet julle waar kan julle gaan koekie eet en lekker musiek luister. Baie geluk Teni ook, Wilhelm. En daai naam moet julle my help uitspreek. Neil. Net Neil. Nee, die heel laaste een. Nie Ali, is dit hoe mens hom uitspreek? Is dit nie Neil nie? Alright. Nie Ali van der Merwe. Alright. En dan die donderdag het julle, Vrydag, ek gaan nie alles lees nie. En Saterdag het julle dan ook die verjaarsdag. Baie geluk aan almal. Goed, die pillehouertjies moet vandag terug. Wie van julle het dit saamgebring? Ek gaan gou vir julle kans gee. Kom gou hier na vorentoe, dan kom sit julle dit vir ons hier op die tafel neer. En hierdie pillehouertjies gaan vir Bybelgenootskap.
Met ander woorde, ons help ander mense ook om 'n Bybel in die hand te hê, sodat hulle dit ook kan lees. Baie dankie vir julle. So en ek hoop, ma en pa en almal se beursies is nou leeg. Al die R5 en R2 het julle nou die pillehouertjies volgemaak. Baie dankie julle. Sien, en lewer julle ook 'n bydrae om dan die evangelie van Jesus Christus by mense uit te bring. Baie dankie. Tjoe, ek is sommer trots op julle, dat daar so baie aangekom het vandag. Baie dankie Here die julle. Kyk wat sê Psalm 119, die woord is die lamp wat vir my die weg wys, die lig op my pad. So ons gee vir mense die Bybel in die hand, sodat hulle ook die lig op hulle pad kan hê. Kom ons word dan net vir 'n paar oomblikke stil voor die Here. Miskien net vir julle kinders. Ons begin gewoonlik 'n erediens met 'n fotum. Ons noem dit eintlik as ons groot mense vergadering hou, dan konstitueer 'n vergadering. Dis 'n groot woord. Met ander woorde, die vergadering begin. So ek begin gewoonlik met 'n stukkie uit die Bybel uit of 'n kort gebed en daarna, wat gebeur daarna? Dan is dit die seëngroet wat ek net die Here se seën aan julle kom oordra. So ek wil hê julle moet die liturgiese volgorde van 'n erediens ook leer. Sê ons begin en dan groet die Here ons. En ek gaan vanoggend begin met 'n stukkie uit, dink is Psalm 121, wat daar sê, ek kyk op na die berge, waarvandaan kom daar vir my hulp? En dan sê die psalmdigter, my hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie, en hy wat jou beskerm slaap nie. Die Here sal jou beskerm teen alle gevaar, jou lewe sal hy beskerm, waar jy ook al gaan, nou en vir altyd. Dan gaan ek die Here se groet aan julle oordra. Hou gou jou hande so. Hou gou jou hande so, almal jou hande, dan ontvang ons, wanneer die Here vir ons sê, genade vir jou en vrede. Dit kom van God ons hemelse Vader, dit kom van Jesus Christus ons verlosser, en dit kom van die Heilige Gees ons trooster. Goed, ons gaan nou lekker saam sing. Ek wil vra dat julle sal opstaan. Isie, jy kan maar sommer hier by my kom staan. Ons gaan sommer so 2 liedjies agter mekaar sing. Die eerste een is, ek is bly ek ken vir Jesus. Julle ken hom lekker saam. Julle ken hierdie liedjie, né? Ek wil julle hoor uit ons harte uit. Kom ons sing tot eer van die Here. Die volgende ken julle ook baie goed, Liedboek 5:4-7, alle volke klap julle hande, juig tot eer van God. Verhef jou stem, so jy moet hard sing. Kom ons loof die Here lekker saam. He is the
sy genade. Right, ek gaan nou vanmôre eers vir julle weer bietjie die 10 gebooie leer. Die 10 gebooie wat die Here vir Moses gegee het op die berg Sinaï. Op die kleitablette het hy 10 belangrike goed neergeskryf. En ek en jy moet vandag nog steeds hierdie 10 belangrike goed ken. En dit is nie om gered te word nie. Die 10 belangrike gebooie is om ons te help om te kyk hoe lyk ons eie lewe, né? Kyk hoe lyk ons eie lewe. Dis soos 'n spieël. Wie het vanoggend in die spieël gekyk? Hoe het jy gelyk toe jy opgestaan het? Woes. Harde die mekaar, oorvol slaap, sommer net lelik gelyk ons almal, né? Wie lyk mooi as hy opstaan? Nie een van ons nie. Maar is goed. Nou ek gaan nou eers vir julle vra, wat is die eerste gebod tot by die 10de een, en dan gaan Peer eers vir ons wys, maar ek gaan eers nie vir julle wys nie. En onthou, as jy een keer geantwoord het, dan mag jy nie 'n tweede keer antwoord nie, hoor, want as jy reg is, kry jy 'n sweet. Goed. Wat is die eerste gebod? Wie wil probeer? Hand eerste op. Goed, die eerste gebod is, daar's net een God. So daar sê, onthou daai enetjie, hoor. Goed, daar is net een God, dit gaan oor die 10 gebooie. Maar as jy dit verkeerd gehad het, mag jy weer probeer, hoor. Maar as jy reg is, mag jy nie weer probeer. OK. Right, die eerste een. Gooi maar vir ons die eerste een op sien. 1, daar's net een God in die hemel, né? Right. Wat is die tweede een? Hand eerste op. Wat is die tweede een? Laat papa my help. Mag jy afgode dien nie? Pa, mag jy happie kry nie, hoor. Goed, die tweede een, gooi hom op vir ons Piet. Met ander ons mag nie beelde maak of afgode dien nie. Dis die tweede een, né? Right. Kom ons gaan, wat is die derde een? Wat is die derde een? Dis nie, ons het hom nou net gehad. Wat is nommer 3? Mag nie? Jong, hy kom nog net nou. Wat is die derde een? Mag nie? Sy naam uitelik gebruik. Ja, dis hy, dis die derde een, né? Jy mag nie sy naam uitelik gebruik nie. Goed, nommer 3, sien jy? Jy mag die Here se naam net gebruik as jy sing, as jy die Here loof en as jy bid, né? Right, wat is die vierde een? Moet nog nie opsit die Peer. Hier is die maklike een. Wat is die vierde een? Jy moet die Sabbat hou. Ons moet vandag, julle was baie gehoorsaam om vanoggend hier te wees, hoor. Die Sabbat hou. Ons moet Sondag moet ons kerk toe gaan, né? Right. Goed, wat is die 5de ene? Hier is die lekker een. Doen ons dit? Jy moet vir ma en pa luister. En almal hier, kindertjies van die kinderhuis, julle moet vir die tannie by die kinderhuis moet julle baie mooi luister, hoor. Julle moet aan haar gehoorsaam wees, is mos, né? En as ons dit nie doen nie, dan maak ons Jesus se hart baie seer, né? Goed. Goed, wat is die, ons is nou by die 16. 16. Jy mag iemand doodskiet nie. Jy is heeltemal reg, dis baie mooi, hoor. Jy mag nie moord pleeg nie. Goed, sien julle daar? Mag iemand doodskiet nie, OK. Mag nie moord pleeg. Dis so lelik as mense moord pleeg, dis verskriklik. Alright, kom ons nou die 7de een, is die moeilike ene. Dis traai. Goed, die 7de een. Ek gaan hom eet, gaan my sweet wees. Goed, ma en pa, 7de een, help gou vir ons hande op. Pa, ma en pa, help julle gou vir ons. Jolanda daar agter. Jy mag nie egbreek pleeg, Jolanda, jy kan 'n sweet kry. Jy kan 'n sweet kry. Jy moet hom net met jou hand deel, hoor. Right. Goed. Ja, die huwelik is 'n ongelooflike instelling wat die Here vir ons gee. En mag ons dit heilig hou. Mag dit 'n mooi en 'n wonderlike ding wees wat die Here vir ons gee, sodat ons daarin vreugde ook kan ervaar. Goed, die 8de een. Jy mag nie steel nie, né? Jy mag nie steel nie. Die 8de ene, dan kan jy maar die prentjie opsit, Peer.
Ja, jy mag nie steel nie, jy mag nie bank beroof en weghardloop nie. Goed, 9-1. Wie het nog nie antwoord nie? Jy mag nie jok nie, né? Ja, daai een ken julle baie goed, lyk dit vir my. Ons mag nie jok nie. En die laaste ene, wat is die laaste een? Ons mag nie? Ons mag nie? Ma en pa? Laaste een? Jy mag nie begeer nie. Ons mag nie mooi goed in die lewe begeer, né? Ons mag nie mooi goed in die lewe begeer. Raido. Nou, dis altyd moeilik. Ons kry dit nie reg nie, né? En ek gaan vir ons 'n gebed doen waar ons vandag vir Jesus sê, baie jammer, dat ons nie altyd aan U gehoorsaam is nie. Nee, ons is mos nie, nee. Nie een van ons kan vandag sê ons is ten volle gehoorsaam nie, nee. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vandag ons skuld kan bely. Dan sê Here, deur die wet het ons gesien dat ons dankbaarheid vir U dalk nie is soos wat dit moet wees nie. Maar vergewe ons vandag al ons sondes. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Ek hy volgende versie Peer, as ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons sonde bely, is getrou en regverdig, hy vergewe ons sondes. So as jy nou daar gesien het, maar ek het Jesus se hart seer gemaak, dan het hy jou vergewe vanmôre. Dan kan ons hiervandaan weggaan met 'n skoon hartjie van die Here Jesus Christus. Alright, nou gaan ons 'n liedjie oefen. Ek het nou nie die liedjie vir julle gestuur nie, ek moet nou erken dat ek nogal vergeet het daarvan. Goed, as jy jou maatjie aan die ander kant die straat sien, wat doen jy met hom? Wat doen jy met hom? Sê geweer? Wie het gesê? Wat doen jy? Waai jy vir hom? Okay. Dit wat jy vir hom doen, sien hom daar aan die ander kant die straat. Jy waai vir hom, né? Of jy skree vir hom. Hi! Het julle al vir 'n maatjie geskree aan die ander kant die straat? Of as hy daar loop, dan sê jy vir hom, hi. En nou ons gaan nou 'n liedjie leer. Liedjie se naam is Hi. Ken julle Hi? Wie ken Hi? Okay, maar ek gaan hom nou eers, die liedjie begin Hi en dan antwoord die kinders Hi. So ek gaan nou eers vir julle oefen. Ek gaan sê Hi en dan moet julle vinnig terug vir my sê Hi. Okay. Hi. Julle is te stadig. Hi. Jy. Kom ons gaan. Die Here loof. Het julle hom? Alright, weer Hi. Jy. Kom ons gaan. Die Here loof. En dan gaan ons sing, hi, kom ons gaan die Here loof. Hi, kom ons gaan die Here loof. Hy is die grootste, die sterkste, almagtige, wonderlike God. Gou saam met my. Hy is die grootste, die sterkste, almagtige, wonderlike God. En dan kom daar ook 'n dingetjie, maar soms kan ons nie verstaan, hoe kan 'n groot God daarbo in liefde neerkyk op die mens en sê, jy, ek's baie lief vir jou. Right. Ons gaan hom dalk 2 keer doen, ek moes hom nou vir julle gestuur, maar kom ons begin eers weer, die liedjie gaan sê, hi, en dan antwoord ons. Okay, kom ons oefen eers gou weer. Hi, jy, kom ons gaan, die Here loof. Okay, maar kom ons net gou die oefeninge doen. Hi, jy, kom ons gaan, die Here loof. Alright, is julle reg met my? Alright. Peer, ek gaan jou dalk stop, maar kom ons sing hom dalk maar eers een keer deur. Kom ons laat waai. Ons staan op almal, ma en pa, saam met my. Hi. Jy. Kom ons gaan. Die Here loof. Hi. Jy. Kom ons gaan. Die Here loof. Hi, kom ons gaan. Die Here loof. Hi, kom ons gaan. Die Here loof. Hi, kom ons gaan die Here loof. Hy is die grootste, die sterkste, almagtige, wonderlike God. Hi, kom ons gaan die Here loof. Hi, kom ons gaan die Here loof. Hi, kom ons gaan die Here loof. Hy is die grootste, die sterkste, almagtige, wonderlike God. Soms kan ek nie verstaan hoe kan 'n groot God daarbo liefde neerkyk op die mens en sê,
jy, ek sien vir jou, jy, ek sien vir jou, jy, ek baie lief vir jou. Ai, kom ons gaan die Here, ai, kom ons gaan die Here, ai, kom ons gaan die Here, hy is die grootste, die sterkste, almagtige, wonderlike God. Ai, jy, kom ons gaan, die Here loof. Ai, jy, kom ons gaan, die Here loof. Ai, kom ons gaan, die Here loof. Ai, kom ons gaan, die Here loof. Ai, kom ons gaan, die Here loof. Hy is die grootste, die sterkste, almagtige, wonderlike God. Nie verstaan hoe kan 'n grote God daar bo hy lief en neerkyk op die mense sê. Ai, jy, ek sien vir jou, jy, ek sien vir jou, jy, ek baie lief vir jou. Ai, kom ons gaan die Here, ai, kom ons gaan die Here, ai, kom ons gaan die Here, hy is die grootste, die sterkste, almagtige, wonderlike God. Ai, kom ons gaan die Here, ai, kom ons gaan die Here, ai, kom ons gaan die Here, hy is die grootste, die sterkste, almagtige, wonderlike God. Hy is die grootste, die sterkste, almagtige, wonderlike God. Is julle moeg? Gaan ons hom nog 'n keer sing? En nou gaan ek vra dat julle dit saam met ons moet doen. Ek weet ons is nie gewoond daaraan nie, maar terwille van die kinders, oumas, oupas, groot mense, kom swaai vanmôre 'n bietjie daai arms en ons kry 'n bietjie die asem oop en dan sing ons. So julle het hom nou. Maar nou gaan ons groot gaan, né? Nou gaan ons alles gee en ons gaan die Here loof. Peer, laat waai weer vir ons. Ai, jy, kom ons gaan die Here loof. Ai, jy, kom ons gaan die Here loof. Ai, kom ons gaan die Here loof. Ai, kom ons gaan die Here loof. Ai, kom ons gaan die Here loof. Hy is die grootste, die sterkste, almagtige, wonderlike God. Ai, kom ons gaan die Here loof. Ai, kom ons gaan die Here loof. Ai, kom ons gaan die Here loof. Hy is die grootste, die sterkste, almagtige, wonderlike God. Soms kan ek nie verstaan hoe kan 'n grote God daar bo hy lief en neerkyk op die mense sê. Ai, jy, ek sien vir jou, jy, ek sien vir jou, jy, ek baie lief vir jou. Ai, kom ons gaan die Here, ai, kom ons gaan die Here, ai, kom ons gaan die Here, hy is die grootste, die sterkste, almagtige, wonderlike God. Ai, jy, kom ons gaan die Here loof. Ai, kom ons gaan die Here loof. Die Here loof. Ai, kom ons gaan die Here loof. Ai, kom ons gaan die Here loof. Ai, kom ons gaan die Here loof. Hy is die grootste, die sterkste, almagtige, wonderlike God. Soms kan ek nie verstaan hoe kan 'n grote God daar bo hy lief en neerkyk op die mense sê. Ai, jy, ek sien vir jou, jy, ek sien vir jou, jy, ek baie lief vir jou. Ai, kom ons gaan die Here, ai, kom ons gaan die Here, ai, kom ons gaan die Here, hy is die grootste, die sterkste, almagtige, wonderlike God. Ai, kom ons gaan die Here, ai, kom ons gaan die Here, ai, kom ons gaan die Here, hy is die grootste, die sterkste, almagtige, wonderlike God. Hy is die grootste, die sterkste, almagtige, wonderlike God. Nog 'n slag. Sit maar. Right, julle. Kom ons raak dan net stil. Kom ek gee kans dat die asems net gou terugkom. Diep asemhaal. Right, is julle reg? OK. Goed, dis nou 'n lekker kinderliedjie en dis lekker om dit op so 'n manier te kan doen, maar ja, die God wat ons aanbid, die enigste God, wonderlike God, wat vir my en vir jou so lief het.
Kom ons bid eers saam. Onse Vader in die hemel, Here, dankie dat U ons liefhet, met alles wat U is. 'n liefde so volmaak, 'n liefde so rein, 'n liefde vir kinders. En Here, ons is vanoggend so dankbaar, dat ons maar net kan deel in hierdie liefde, al verdien ons dit nie. Ja, die disippels het gekom en hulle die kindertjies van Jesus af weggekeer. En toe het Jesus gesê, laat die kindertjies na my toe kom, moet hulle nie verhinder nie, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Here, hoe wonderlik is dit dat ons aan U kan behoort. Kom voed ons vanmôre, kom maak ons innerlik sterk vanmôre met hierdie kinderdiens. Kom en gee vir ons uit U woord uit genoeg iets om van te lewe. Dat ons dit sal onthou en dat ons U altyd sal dien. Ons loof en prys U vanmôre, Vader, in die naam van Jesus Christus. Amen. Goed, ek gaan nou vir Tannie Annemarie en vir Ariane gaan vir my vra om vir julle elkeen 'n boksie te gee. Dis vitamines, maar dis nie vitamines wat jy eet nie. Moet dit asseblief nie in jou mond sit nie en moet dit ook nie nou oopmaak nie. Ek gaan dit een vir een saam met julle oopmaak. So ek gee vir julle elkeen 'n boksie vanmôre. Kom, ek gaan ook 'n paar vat, dan help ek maar hier uitdeel. Ek dink dit gaan vinniger wees. Elkeen net eenetjie, hoor. Kom ons deel so lank uit. Nog nie oopmaak nie, hoor. Ek gaan saam met julle die boksie oopmaak. Ek het ook eenetjie hier voor iewers. Ek hoop daar's genoeg. Ek het so 60 gemaak van hulle. Daar behoort genoeg te wees. Haai kant, steek jou hand op as jy nog nie het nie. Die wat nog nie enetjie het nie, 'n vitamieneboksie. Geestelike vitamiene staan op die boksie. Dankie Madeleine julle vir die boksies. Raide, daar's nog hande. Almal boksies, al die kinders? Daar kort nog ene, lyk dit vir my. Kan jy die ander maar net weer daar vir my neersit, Ariane, dankie. Goed, ek het nou eintlik so 'n bietjie verklap. Ek wou vir julle gevra het, wat gee mamma en pappa vir jou as die winter nou nader kom? Wat gee hulle vir jou om lekker gesond te wees? Vitamines, nee. Hulle gaan vir jou sê, hier's 'n paar goetertjies, 'n paar pilletjies of 'n vitaminetjie, sodat ons nie so baie siek word tydens die winter nie, nee. So vitamines is verskriklik belangrik. Nou, as jy met 'n dokter praat, dan gaan hy vir jou sê, weet jy hoe belangrik is vitamines? En lyk vir my daai 2 vitamines is verskriklik belangrik. Waar is die aptekers? Marlene, jy moet my help as ek 'n fout maak. Vitamine C is om net gesond te wees. Al die ou goggas te help veg. Vitamine B12 is die een wat jou energie gee, né? Ja, die een wat jou energie gee. So dis die 2 vitamines en daar's nog baie ander, eintlik verskriklik baie vitamines wat jou liggaam nodig het sodat jy gesond kan wees, né? Maar die Bybel het ook 'n klomp goed wat vir ons belangrik is. Ons praat nie, en kyk op jou boksie staan daar geestelike vitamines en dan staan daar gebruiksaanwysings. Lees die ingevoude voubiljet ingeslote, gebruik elke dag lewenslank en die waarskuwing is, hierdie medikasie word nie gedrink nie, maar net deurdink. So jy mag nie die goed eet in die boksie nie, asseblief. Dan gaan jy in die hospitaal beland, as jy nou hierdie goed gaan doen. Maar die Here wil vir ons ook in ons geestelike lewe vitamines kom gee. Right. Nou ek gaan nou saam met julle elkeen van hierdie vitamines oopmaak, maar nou gaan jy een vir een uit die boksie uithaal. So maak solank jou boksie oop en dan gaan jy sien is daar 'n sakkie binne. Maak hom oop. En die eerste een, Peer, gooi maar vir ons die eerste een op die skerm, dan lyk jou sakkie so met al jou vitamines in.
Maar die eerste een wat jy moet uithaal is binne in die botteltjie. Is binne in die botteltjie. Kom ek help my gou hier oopmaak, help gou vir hom daar oopmaak. Goed, het julle hom, daar's 'n botteltjie binne. En binne in die botteltjie is 'n spyker, haal uit die spyker. Binne in die botteltjie. Ek het hom maar daar ingesit dat hy net nie steek vir jou in jou hande nie. Binne in die botteltjie is daar 'n spyker. Nou waaraan dink jy herinner hierdie spyker jou? Wat sou julle sê as jy nou... Dit herinner jou aan die kruis van Jesus, nee. Waar is die tawwe seuns? Wie's baie taf? Is jy taf? Kom. Is jy ook taf, Edouan? Goed. Hou daai spyker so tussen jou vingers vas. So. Nee, so. Alright. Nou sê vir my tot wanneer jy kan uithou. Skree eina as dit seer raak. Nee, kom ons probeer weer. Sê vir my wanneer word dit seer. Skree ouch. Ouch, okay. Nou dink gou, hoe seer was dit vir Jesus gewees om aan die kruis te sterf vir jou sonde. Gooi maar vir ons die teksvers op, Peer. Hebreërs 10 vers 12 sê, maar Jesus het een offer vir ons gebring. En die spyker, hou gou jou spyker heel in die lig op. Jesus het vir ons aan die kruis gesterf en vir die sondes gebring wat vir altyd aan die regterhand van God gaan sit. So hierdie vitamiene gaan jy op jou kas elke dag hou. En dis wat ek nou sê, ma en pa, julle gaan nou hierdie week saam met julle kinders vitamiene drink, sodat julle geestelik gesond kan wees. So gaan dit saam met hulle deur. Right. Goed, die spyker, sit hom terug in die botteltjie. Sit hom terug in die botteltjie. So wat is ons volgende een, dat ek net eers my papiertjie ook reg kry. Right. Goed, sit hom terug. Sit jou spyker terug in die botteltjie. Nee, die volgende een wat jy moet soek, Peer, geef ons die prentjie. Is 'n uitveer. Daar's 'n uitveer iewers binne in jou vitamines. Daar's 'n uitveer, so 'n klein uitveertjie daar binne. In jou vitamines, right, hou jou uitveer op. Hou gou jou uitveer op. Nou wat doen ons met uitveer? Wat doen jy? Jy maak jou foute reg, nee. Ja, jy maak jou foute reg. As ons 'n fout gemaak het, dan vat ons die uitveer en dan vee ons dit uit. Nou waaraan laat die uitveer jou dink? Wat sou jy vandag sê? Kom ons hoor by jou. Jesus het al my sonde uitgevee, nee. Julle moet mooi luister, al my sonde uitgevee. En daar's 'n uitveertjie in. Daai uitveertjie, as jy hom sien, dan weet jy dat Jesus het al my sonde uitgevee. Peer, geef ons die teksvers asseblief. Kyk hierdie mooi vers. Julle moet gou luister, moenie praat hier, hoor. Jesaja 1 vers 8 sê, al was julle skarlakenrooi van sonde, julle sal wit word soos sneeu. Al was julle purperrooi, julle sal wit word soos wol. So as jy jou uitveertjie uithaal, jy moet nog nie die ander goed uithaal nie, haal net eers die uitveer uit, hoor. Net eers die uitveer. Hou gou weer jou uitveer op. Alright, het almal nou al die uitveertjie uitgekry. Goed. Jesus sê, ek my sonde het ek aan die kruis vir jou vasgespyker, ek het alles uitgevee. Right. Kom ons gaan na die volgende een toe. Is julle reg vir die volgende een? Wat is jou volgende vitamien? Daar's 'n klip in. Jy moet 'n klip uithaal. 'n Klip. Daar's 'n klip in jou vitamiene boksie. Ja, hou die klip in die hand. Hou hom hoog op as jy hom gekry het. Hy's maklik om te kry. Hy's maklik om te kry. Die klip. Daar sê hy, hou op die klip. Wat sê die klip vir jou? As jy aan daai grootte daar dink, wat noem ons dit? 'n Rots, nee. Nou Jesus is die rots waarop ek en jy staan elke dag.
As 'n huis nie op 'n goeie fondasie gebou is nie, wat gaan met hom gebeur? Hy gaan breek, ja, hy gaan in mekaar val. So, ons moet op Jesus se liefde en sy genade moet ons staan. Ons moet dit altyd glo. Peer, geef my die versie. Psalm 18 vers 3 sê, die Here is my rots, my skuilplek en my redder, my God, my rots by wie ek skuil, my skild en my sterk verlosser, my veilige vesting. So as jy die klippie in jou hand hou, dan weet jy, Jesus sal nooit wankel nie. Ek kan maar in hom glo, elke liewe dag van my lewe. Goed, ons het nou 'n spyker gehad, ons het 'n uitveer gehad, ons het 'n rots gehad, en nou jou volgende een wat jy moet uithaal is wondergom of prestiek. Daar so 'n klein blokkie prestiek daarin. Prestiek, so klein, hy het nog sy papiertjie om, ja. Prestiek. Het jy hom? Mooi. En mooi, het julle almal hom, steek hom in die lig op as jy hom het. Jou prestiek. Prestiek. Nou, hom kan jy by die huis gaan en jy kan met hom gaan speel. Nou, prestiek sê vir ons, dat daai prestiek kan verander, né? Jy kan hom 'n bolletjie maak, jy kan hom langwerpig maak, jy kan jou prente teen die muur vassit, jy kan iets regmaak wat stikkend is. Right, so wat sê dit vir ons? Wie se hartjie was al seer? Almal se, né? Wie se hartjie was al seer? Baie seer, né? Die huil ons laat die trane loop, né? Daai prestiek sê vir ons dat Jesus ons stikkende hartjies kan kom verander. Jesus kan vir jou sê, weet jy, as jou hartjie stikkend is, of jy is ongelukkig, dan kan hy jou kom heel maak. Alright. Peer, geef ons die versie. Psalm 147 vers 3. Hy genees die gebrokenes van hart en verbind hulle wonde. So as jy weer in jou lewe voel, weet jy, maar ek is ongelukkig, my maatjies by die skool maak my ongelukkig, my boetie het my ongelukkig gemaak, my sussie het my ongelukkig gemaak, dan dink jy aan hierdie prestiek, en sê, maar Jesus kan ons almal se hartjies weer mooi kom vorm, né? Right, okay, goed, wat is ons volgende een? Daar's 'n sponsie in. Volgende een is 'n sponsie, haal vir ons die sponsie uit. Nou as jy aan 'n sponsie dink, wat dink jy kan 'n sponsie doen? Kan jy was? Jy kan was jou, yes. Nog? Wat gebeur as jy 'n spons onder die water indruk? Hy word sag, en wat doen hy met die water? Ja, maar met ander woorde, die sponsie trek al die water op, né? Mooi, Eduan. Hy trek al die water op. En dan is hy vol, as jy hom hy's leeg, en as jy hom in die water druk, dan suig hy al die water op, né? Right. Nou dit is wat ons met die Bybel moet doen. Geef ons die versie, Peer. Hebreërs 4 vers 12. Die woord van die Here is lewendig en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met 2 snykante en dit dring deur. Ons gaan nou die hele versie sien, maar die punt wat ons wil maak, die sponsie. Ons lewe moet soos die sponsie wees. Ons moet die Bybel opneem. Ons moet soos daai sponsie water optrek. Moet ek en jy die Bybel lees en ons moet hoor wat Jesus vir ons in die Bybel leer. Goed. Het julle hom? Gou weer die sponsie op. Sponsie op. Okay, so ons volgende vitamiene. Daar's 'n duimspyker. Hy's binne in die botteltjie. 'n Duimspyker, hy lyk soos daai daar regs bo in die hoek. 'n Duimspyker. Kan ek julle stout leer vanmôre? Ja, as kan. Ons mag. Wie het hulle duimspyker op 'n ander een se stoel gesit? Het julle al? Sien, hulle is klaar stout. Goed, ek onthou in ons dae ook, ons het altyd 'n duimspyker op 'n ou se stoel gaan neersit, as hy daar gaan sit, dan skree hy, ouch! Dan steek die duimspyker in sy bout, né? En goed,
Nou dit mag jy nou eintlik nie doen nie, né? So waaraan laat 'n duimspyker ons dink? As jy nou op 'n duimspyker gaan sit, gaan dit seer wees, né? Ja. Nou en dan gaan hierdie duimspyker moet jou herinner hoe seer die lewe ons baie keer maak. Ons gaan sit op ons probleme. Ons dink dit gaan verbygaan as ek hulle gaan toesmeer, né? Maar hierdie duimspyker herinner dat ons al ons bekommernisse en al ons pyne vir Jesus kan gee, né? In gebed. Goed, het julle hom? OK. Versie? Lukas 12 vers 22 en 24, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet nie. Kyk na die kraaie, hulle saai nie en oes nie. Hulle het geen spens of skuur nie, maar God sorg vir hulle. So kom ons weet vandag, die Here sorg vir ons, al gaan dit met ons hoe sleg. Al is jou probleem so groot. Kom ons vat dit net na Jesus toe. Ons bid vir Jesus en sê, Jesus, help vir my. Partykeer om die probleem weg te vat, maar ander keer om vir my krag te gee, om deur my probleem te kom, né? Want al die probleme gaan nie altyd oor nie, né? Goed, is julle reg? Duimspyker. Goed, nou vat jy die botteltjie. So 'n klein botteltjie. Wie van julle was die afgelope tyd baie hartseer wat die trane geloop het? Ons almal, ja. Tot ek ook. Ons het ook gehuil oor ons woefie wat dood is. So dit het ons traantjies maar geloop, né? So partykeer huil ons oor, ons kry seer, ons het moeilikheid in die lewe, dit gaan sleg en ek voel maar net om in trane uit te bars en te gaan sit en huil op 'n hoop. Wie het nog nooit so gevoel nie? Almal het al so gevoel, né? Wat sê die botteltjie vir ons dan? Die Here sal ons trane opdroog. Die Here sal daai traan van jou, hy sien hom raak. Is amper, ek kan maar in my botteltjie huil en dit vir Jesus gee. En hy sal daarmee handel. Geef ons die versie, Peer. Psalm 56, my ellende het nie ongemerk by u verbygegaan nie. U het op my trane gelet. In u boek staan hulle opgeteken. Is dit nie wonderlik nie? Dat elke keer as my ou hartjie seer raak, dan kan ek maar net my botteltjie vat en ek kan onthou dat Jesus ook my traantjies kom afdroog, né? Goed, gaan jy onthou? OK. Goed, volgende een. Wat is daai? 'n tissue. Wat is die Afrikaans vir hom? 'n sneusie. Nee, dis nie toiletpapier nie, dit is 'n sneusie. Maar is ook reg. Ek kon my toiletpapier ook daarin gesit het, as ek ook gewerk het. Right, het julle die sneusie? Wat doen mens met 'n sneusie? Nie blas jou neus, né? Right. Goed, maar wat kan ek nog met 'n sneusie doen? Kan ek hom net vir myself gebruik? Wat kan ons nog gebruik? Kom, help gou vir my. As jy sien iemand anders se hartjie is seer, wat gaan jy maak? La 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 la, kyk hoe lekker hy is. Dit wat jy gaan doen. Wat gaan jy doen? Ek hoor nie mooi nie. Jy gaan iemand troos, né? Hoor julle wat sê sy? Wat gaan jy met daai tissue doen? Ander mense trane. Ja, as Boetie huil, moet jy sy tissue gaan haal en sy trane af. Jy het gisterand baie gehuil, né? Goed. En volgend. Goed, jy gaan 'n tissue vat. As jy sien jou maatjie huil, wat gaan jy doen? Dan stap jy na hom toe, jy sit sommer jou arm om sy skouer, en jy vat 'n tissue, en jy droog sy trane af, en sê van, weet jy wat? Kom, ons gaan nou laat Jesus ons traantjies opvang, in die botteltjie, en ons gaan dit vir hom gee, en dan sal hy ons hartjies mooi gesond maak, né? Goed, onthou die tissue. Waarom sit hom terug in jou vitamines? Die versie, kom ons kyk gou wat sê die Bybel hieroor. Dis 'n mooi vers daai. Een van my gunsteling verse. In elke moeilikheid help die Here ons, en hoe kyk hy woorde, daarom kan ons ook ander help wat in allerlei moeilikhede verkeer. Broer Sitter, groot mense, daai is die evangelie. Dat ek en jy, wanneer ander mense treur,
maar eintlik om bel, of na hom toe stap, my hand om sy skouer sit, saam met hom huil, saam met hom die trane afdroog, saam met hom deur sy trauma en deur sy moeilikheid gaan. So kom ons bemoedig mekaar. Dis die kerk, dis die kern van die kerk van die Here Jesus Christus ook, is dat ons mekaar se hande moet vat en mekaar bemoedig. Right, sit terug jou tissue. Right, daar volgende is dit iets wat lyk soos 'n parel, is ook so 'n klipperige dingetjie wat daarin is, 'n parel. Haal hom gou vir ons uit en hou jy hom hoog op. Ja, daar het sy hom klaar. Het jy hom? Goed, as jy hom het, dan sit jy hom, hou jy hom hoog in die lug, het ek sien. Is 'n parel kosbare goed, of is dit sommer net klippe? Ja, as mamma en pappa nou 'n verjaarsdag vier, en mamma het vir pappa gesê, ek soek 'n string parels, dan bars pappa in trane uit, want hy weet, nou gaan dit sy sak ruk. Nee, okay. Goed. 'n Parel is eintlik, nou daai's nou nie 'n regte parel nie, hoor. Dis jammer. Maar hy lyk soos een, nee. 'n Parel is 'n baie, baie kosbare ding. Dis 'n duur ding. Nou daar's een, en nou moet die dames weer hoor, en mans, julle moet dit ook hoor. Geef ons die versie. 'n Knap vrou is baie meer werd as edelstene. Wat in die huwelik staan? Laat jou vrou bietjie besef, wat is haar waarde? Knap vrou is baie meer werd as edelstene. Kom ons man sal maar vandag herken, ons kan nie sonder ons vrouens nie. Al dink ons baie keer so, ons kan nie, hulle is vir ons goud werd. En net so baie as wat hulle edelstene werd is, soos ek en jy werd vir Jesus, né? So hy parel moet jou onthou, hoe kosbaar is jy vir Jesus Christus? Jy is nie sommer net 'n maatjie of sommer net 'n mens nie. Jesus het jou lief met alles, hy het aan die kruis vir jou gesterf. Right, ons het nog 3 vitamines wat ons moet drink vanoggend. Die volgende een is potlood. Daar binne het jy 'n potlood. Haal uit jou potlood. As hy het hom, 'n potlood. Nou wat doen ons met 'n potlood? Wie wil gou vir my sê? Jy skryf met hom, né? Goed, maar wat gaan ons opskryf? Wat dink julle, moet ek en jy met daai potlood gaan neerskryf? Wat sou julle neerskryf? Name, ons kan name opskryf, okay. Ma en pa help gou vir ons groot mense. Wat dink jy moet ons neerskryf? Wat dink julle? Wat gaan jy neerskryf? Kom ons hoor gou wat gaan jy neerskryf. Wat sê sy? 'n Hondjie. Is dit jy wat die baie hondjies het, né? Julle wat die baie hondjies het. Okay. Hoe het jy gesê 10 verlede Sondag, né? Is hulle nog gesond almal? Okay. Alraai, gaan jy almal hou? Het jy vir ma gesê jy gaan almal hou? Goed, wat moet ons neerskryf? Ons gebede kan ons neerskryf. Right, wat nog? Wat nog? Ek soek 'n mooi antwoord. As ek vir jou 2 bladsye gee en ek sê skryf hierdie kant al jou probleme neer en hierdie kant skryf jy al jou seëninge neer. Wat gaan dit wees? Probleme gaan so 'n paar sinnetjies wees. En as ons seëninge neerskryf, bladsye vol. Broer Sitter, ek wil jou uitdaag om hierdie oefening by die huis te gaan doen. Man en vrou, gaan sit julle bietjie by mekaar. Dan gaan skryf jy hier in die een kant. Alles wat my lewe sleg is. 5 punte, 2 punte, is waarby jy gaan uitkom. Maar as ek vir jou gaan sê, gaan skryf gou alles neer. Al jou seëninge. Ek wonder of 'n boek groot genoeg gaan wees. Dis 'n lekker oefening om te doen. Dit maak ons dan net weer dankbaar voor die Here, né? Sê hoe baie seëninge ons uit die hand van die Here ontvang. En julle moet dit onthou, liewe jong mensies, gaan skryf vandag, waarvoor wil jy vir Jesus dankie sê? Dan gaan skryf jy dit neer. Geef ons die versie. Jy sal geseën wees waar jy ook al gaan. Nou, dis 'n bietjie Ou Testamentiese teks waar die Here vir sy volk Israel sê.
En eintlik vir Abraham sê, of vir wie was dit nou, is ek nie seker nie, maar hy sê vir sy volk, hy het dit vir Abraham gesê, en vir Moses gesê, jy sal geseën, dit is vir Moses gesê, jy sal geseënd wees, waar jy ook al gaan. Right, so gaan skryf jou seëninge neer. Right, volgende een is 'n kersie, so 'n lekker koekkersie, het julle hom? Wanneer verjaar julle? En dan kry julle 'n kersie op die koek, né? Maar julle is nie almal nie 1 jaar oud nie. So waaraan laat 'n kersie jou dink? Ja, nou nie hierdie een vir die koek, ja, vir die verjaarsdag, want as jy 'n kersie aansteek, wat maak dit? Lig, né? Daar gaan 'n vlammetjie brand as jy hom aansteek. So dit sê vir ons dat 2 goed. Jesus het my lewe kom helder maak. Lig vir my lewe, die kersie. Haal die kersie uit. Kyk ons die versie Peer. Julle is die lig vir die wêreld. Laat julle lig voor die mense verskyn. Ek ons net eers gou met mamma en pappa net ook hierdie belangrike dingetjie deel. Broer en suster, weer eens, hierdie is die kern van die evangelie ook. Christus is die lig in ons lewe. Sy lig het in ons lewe ingekom en hy sê, julle is die kerk van Christus. Laat julle lig skyn. Met ander woorde, waar ons ook al moet kom, moet mense kan sien dat die lig van Christus Jesus in my en jou lewe helder skyn. En dit doen ons deur mekaar lief te hê en ander mense lief te hê waar ons ook al mag gaan. So die kersie sê, ons moet ons liggie laat brand vir Jesus. Goed, jy moet gaan en jou liggie laat skyn. Raide, ons laaste enetjie. Kry jy 'n prentjie, 'n gesiggie. 'n gesiggie. Wat het ons vir mekaar gesê? Hoe gaan jou lewe wees as jy jou fisiese vitamiene wat mamma vir jou in die begin van die winter gee, hoe gaan jou lewe dan wees? Lekker. En gesond. En blydskap. En vreugde as ek gesond is. Nou hierdie gesiggie sê vir jou, as ons hierdie vitamiene wat ons nou alles deur is, dan sal ons mense wees wat happy is. Wie wil happy wees? Almal van ons, nee. Nou hierdie vitamiene help jou bietjie om happy te wees, om gelukkig te kan wees. Goed, nou kan jy jou gesiggie maar weer terugsit binne in jou sakkie. Kom ons sit gou ons vitamiene terug in ons sakkies. Alles. Kom ons sit die vitamiene, nou vou hom nou mooi op. En hy gaan op in jou tas wees en dan sal julle sien, alles wat ek nou met julle gedoen het, binne-in ook is die voubiljet. So 'n papiertjie, om vir jou al die betekenisse van wat ek nou vir julle gedoen het, vir julle te gee. So dis die papiertjie, sit hom dan nou weer terug in jou boksie. Dan sit jy jou vitamiene in jou boksie. En daar is jou vitamiene, sodat jy die Here kan dien en dat dit met jou kan goed gaan. OK. Is nou in Afrikaans, julle sal maar by die kinderhuis hulle maar moet help, om net te vertaal. OK. Goed. Dankie julle. So ek mag dit vir jou wonderlik beteken en nou wil ek vra, ma en pa, gaan doen dit. Hierdie week is nou julle gesinsaktiwiteite by die huis. Dan sit hierdie vitamienboksie op die tafel neer, waar julle elke dag saam eet, maar jy elke dag saam Bybelstudie doen, en dat julle elke aand gou van hierdie vitamiene dan net eet. Al eet jy elke aand net eenetjie, nie regtig eet nie, asseblief nie. Ek sê dit 100 keer, dis net simbole, moet hom in jou mond sit nie. Val nie die duimspyker en daai tipe van goede nie. Alright, kom ons sê vir die Here, baie, baie dankie. Here, dankie dat U ons vanoggend kom herinner het aan hoe belangrik dit is dat ons U kinders sal wees. Baie dankie dat U vir ons ook
in die Bybel dinge gegee het om ons te laat onthou, sodat ons geestelik gesond kan wees en blye kinders van die Here kan wees. Daarom vra ek vanoggend, Vader, mag ons elke dag hierdie vitamines in aanhalingstekens gebruik, daaraan herinner word hoe lief U ons gehad het, en dat ons geen verskoning sal hê om elke dag aan U getrou te bly nie. Kan ons vanoggend, Here, maar vir U vra, hierdie kindertjies wat hier voor my staan of sit, ja Here, U ken elkeen se hart. U ken hulle vreugdes, U ken hulle stikkindheid, U ken hulle trane, maar U ken ook hulle totale lewe. Mag hulle vandag ook weet, Here, dat U hulle styf vashou, met U liefde en met U genade. Lei hulle so, Vader, dat hulle elke dag onthou, dat hulle U kinders is en dat U genoeg gedoen het vir hulle om werklik gelukkig te kan wees. Die ou wêreld kom steel ons vreugde, maar dit hoef nie te gebeur nie. Daarom is my gebed saam met hulle, Here, dat U vir hulle sal lei op hulle pad. So ook vir ons as volwassenes, Here, ons het ook maar emosies, ons kry seer. Ons lewe is baie keer maar ook op en af, en dinge is nie altyd vir ons lekker nie. Maar dat ons sal onthou, dat ons gesond kan wees, omdat Jesus dit vir ons gee. Dankie, Here, dat ons vanoggend dit alles van U kan vra. Ons bid dit in die naam van Jesus met dankbaarheid. Amen. Daar's nou geleentheid om die Here te dien met die offergawes. Stuur maar net so aan vir hulle. Elkeen enetjie? Dankie, nie? Kom ons raak net stil. Here, dankie dat U ook vir ons sorg, nie net op geestelike gebied nie, maar ook op fisiese terrein. Dat ons die voorreg het, Here, om ook te kan werk en vir ons en ons gesinne en families te kan sorg, maar ook vir die gemeente. En U koninkryk, Here, dan iets kan kom teruggee. Gebruik dit dan ook op so 'n wyse, Vader, tot eer van U naam en tot uitbou van U koninkryk. Amen. Ons gaan nou 'n slotlied sing. Jy kan maar sommer hier na my toe kom as ons saam hierdie liedjie gaan sing. Dan gaan ek die seën uitspreek en dan daarna sluit ons dan af weer met die amen. Goed, ons gaan lied 541 sing. Ons bring aan U, Heer Jesus, ons lof en dank en eer. Ons wil U met ons hele lewe eer terwyl ons jonk is eer. Almal is mos jong mense vanmôre, né? Is goed.
En dan vers 2, ons wil U dien, Here Jesus, met ywer en met krag. En dan die derde vers, ons wil U volg, Here Jesus, soos wat U woord ons leer. Kom ons, maar daarna bly U staan vir die uitspreek van die seën. Net soos wat die Here ons aan die begin gegroet het, onthou julle? So stuur hy ons ook hier vandaan weg met sy seën. As hy vir jou sê, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die teenwoordigheid van sy Heilige Gees sal met elkeen van julle wees en bly tot in alle ewigheid. Sing amen, amen, ons prys die naam van die Heer. Sing amen, amen, ons prys die naam van die Heer. Sing amen, amen, Heer. Amen, Heer. Amen, ons prys die naam van die Heer. Dankie julle, lekker dag verder.